Dit is baie belangrik dat ons weet wat in die woord van die Here staan. Veral wanneer ons deur moeilike tye gaan. Partykeer voel dit vir ons asof ons in 'n ophoudelike stryd is en dat ons nie deur gaan kom nie. Dit voel vir ons asof die lewe net te veel is. En baie keer ervaar ons hartseer, ons vra waarvoor daar nie antwoorde is nie en ons wonder of ons regtig sterk genoeg is om deur 'n situasie te kom of om aan te gaan. In Romeine 8 vers 37 sê die woord van die Here, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Omdat Jesus ons lief het en omdat hy aan die kruis vir ons gesterf het, is ons deel van die oorwinning wat hy behaal het. Dit beteken dat ons nie net oorleef nie, maar dat ons in oorwinning leef deur Christus wat vir ons veg. Op baie plekke in die Bybel staan ons moet in sy krag leef. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, herinner God ons dat ons nie alleen staan nie. Hy is die een wat ons dra, wat ons versterk en wat ons help om vorentoe te beweeg. Selfs wanneer ons as mense voel ons kan nie meer nie en ons het nie meer krag nie. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie vrees nie want ek is met jou. Moenie verskrik wees nie want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my regterhand van geregtigheid. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, met my reddende regterhand. God het 'n hand wat daar is om ons te red. God se belofte is seker, hy sal ons nooit alleen laat nie. Hy sal ons ondersteun met sy sterk hand wat redding bring, wat ons beskerm en wat ons die oorwinning laat sien. Ons is dalk nie altyd sterk genoeg nie, maar dis dan wanneer ons uit die pad uit moet kom, sodat God se krag na vore kan kom, want God is. Ons weet nie wat voor lê nie, maar hy weet. En al voel ons moedeloos, is hy ons hoop en moet ons weet, en dis 'n werklikheid en dis die waarheid, ons is meer as oorwinnaars. Ons gaan deur hierdie stryd, maar ons het hierdie stryd reeds oorwin, omdat ons in Christus glo en omdat God vir ons lief het en omdat sy woord so sê en sy woord is die waarheid. 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Met ander woorde, nie net laat God ons wen nie, hy gebruik ons ook om sy oorwinning te versprei, om sy kennis te versprei. Baie keer as jy in 'n plek instap, dan kry jy hierdie ongelooflike soet reuk, dan is dit iemand wat wierook brand, of iemand wat iets gespuit het, en dit versprei en dit sit 'n glimlag op almal se gesigte. En dis wat God wil hê ons moet doen. Ons moet sy liefde en sy genade versprei soos 'n reuk. As jy so by 'n vertrek instap, moet dit soos 'n lentebriesie wees, wat God se liefde wys. Ons is nie net geroep om self in oorwinning te leef nie, maar om daai oorwinning oor te dra na ander toe. Deur ons geloof, ons getuienis en die manier waarop ons op God vertrou, wys ons vir die wêreld wie ons is. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons deur elke moeilike tyd dra. Vader, ons kom gee weer ons vrese en ons moeilikhede oor in U en ons kom vra U, Here, om ons deur al ons bekommernisse en uitdagings te vat en om U wete vir ons te gee dat ons is meer as oorwinnaars, omdat U vir ons veg. Help ons om in oorwinning te leef en help ons ook om ander te help om in oorwinning te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.